that song, I'm a donkey. Storytyd saam ouma Donkie is altyd vet pret. So kom klein goed, wil julle vandag se storie hoor? Nou toe, kom skuif nader. Vandag se storie is geskryf deur Tannie Linda van der Walt. Spits, die tuinkabouter, sit heel agter op die verste paddastoel van die res van die kabouters af. Oupa Faaitjie het al die tuinkabouters bymekaar geroep vir 'n belangrike vergadering. Die donker hoekie van die tuin waar hulle nou sit, gee vir Spits koue rillings. Hy kyk op om seker te maak hy kan nog die son deur die reuse akkerboom se blare sien skyn. Die ander tuinkabouters hou van die donker koelte, maar Spits raak sommer bang as hy nie die son kan sien nie. In die aand, wanneer die res van die kabouters na hulle huisies onder die grond kruip, gaan krul Spits alleen op onder die lig op die huis se stoep. Dan kan hy sommer lekker slaap sonder nagmerries. Spits kyk na al die tuinkabouters wat voor hom sit en kwetter terwyl hulle wag vir oupa Faaitjie. Hulle ronde rooi neuse steek uit oor hulle lang, sneeuwwit baarde. Spits vat aan sy eie gesig, sy eie wange en ken is heeltemal te glad. Hy gaan seker nooit 'n baard hê soos die res van die kabouters nie. "Kom uit my pad, Spitsneus," grom Fungus skielik hier langs hom. Wanneer Spits vir Fungus sien, word sy hele lyf sommer stokstyf. "Gaan weg, Fungus! Ek was eerste hier," probeer hy met 'n harde stem sê. Ongelukkig klink dit meer soos die gehuil van 'n ballon wat stadig afblaas. "Moenie laf wees nie, Spitsneus. Jy dink seker jy is die baas van die bedding," lag Fungus met skewe groen tande. "Hoekom is jy so stil? Hou weer bang." Spits se kop voel dol leeg en hy kan aan niks dink om vir die nare kabouter te sê nie. Terwyl hy nog dink, stamp Fungus hom sommer met een hou van die paddastoel af. Spits val so hard op die grond, dit voel of die bene so skud in sy lyf. Ai, nou is daar modder op sy gunsteling geel stewels. Fungus lag sy aaklige kraai lag en Spits weet dit sal nie help om nog iets te sê nie. Sonder 'n baard en 'n ronde neus sal die ander kabouters hom altyd spot. "Stilte!" dreun oupa Faaitjie se stem oor die see van kabouters. Spits spring regop, maar hy kan nie vir oupa Faaitjie sien nie. Hy is te kort. Stadig begin Spits onder deur die paddastoele waarop die ander kabouters sit, kruip. Hy wil reg voor oupa Faaitjie kan sit. "Tuinkabouters, ons het nog altyd in vrede met die mense van Silverstraat nommer 17 gewoon. Ons het hulle tuin laat slaap in die winter en laat blom in die somer," oupa Faaitjie frons. "Ongelukkig is daardie dae nou verby." Kabouters snak na hulle asem en die tuin zoem soos hulle onder mekaar fluister. Spits kruip al hoe nader aan waar hy vir oupa Faaitjie hoor. "Dis reg, kabouters," sug oupa swaar. "Die besproeiingspype is besig om te lek en kabouterhuise oorstroom. Die Wonkappertjie gesin is heeltemal haweloos nadat water in hulle ondergrondse huisie ingelek het." Spits steek vas in sy spore. Hy het al gehoor van ander tuine waar waterpype onder die grond gaatjies inkry en dan kabouterhuisies in damme vol water verander. Nou is Spits baie bly dat hy nie onder die grond slaap nie. "Ons sal moet trek," huil 'n kabouter uit die skare. "O nee," dink Spits. "Wat is die nuwe tuin waar ons woon nie 'n stoep het met ligte nie? Ons kan nie trek nie." Die tuin is stil.
Wie praat? Kraak oupa Faaitjie se stem. Spits staan stadig regop, maar sy kop steek skaars bo die paddastoele uit. Hy skarrel so vinnig as wat sy dun beentjies hom toelaat tot voor die kabouters op hulle paddastoele. Hy kyk reg in oupa Faaitjie se dik bril vas. Almal kyk vir hom. Spits se wange voel vuurwarm. Ons kan nie trek nie, Sê hy weer in 'n stemmetjie wat effens bewe. Oupa Faaitjie kyk na Spits met sy oë so groot soos pierings. Wat anders moet ons doen, klein Spits? Spits kyk om hom rond en sien al die kabouters wat met opgetrekte wenkbraue na hom staar. Hy weet dat hy 'n plan sal moet voorstel, anders gaan hy soos 'n groter gek as gewoonlik lyk. Sonder om te dink, knyp hy sy oë toe en bars uit. ek sal die stukkende pyp regmaak. Wat? Roep 'n skril lagstem iewers uit die skare. Weet hy die pype is ondergronds? Fluister 'n ander kabouter. Spits is dan so bang vir die donker, hy skrik as hy sy oë knip. Daardie laaste woorde kom beslis van Fungus af. Ek sal hom wys, dink Spits en staan ekstra regop. Hy draai na die skare en ignoreer die snaakse kyk en kommentaar van Fungus en sy trawante. Julle het reg gehoor, ek sal die stukkende pype regmaak, sodat daar nie meer water in die kabouterhuise instroom nie. Selfs Fungus en sy maats is stil. Spits staan steeds reg met sy rug so reguit dat dit amper begin pyn. Nou goed, brom oupa Faaitjie, dan wens ons jou sterkte toe, Spits. Spits kan nie glo dat oupa Faaitjie hom nie probeer keer het nie, en hy glimlag breed. Die res van die kabouters lyk nie so gelukkig nie. Niemand juig, klap hande of kom sê vir Spits hy is 'n held nie. Brom, brom keer die wat kabouters terug na hulle tuin werk. Toe maar, troos Spits homself, ek het nie hulle nodig nie. Die aand wag Spits tot dit donker is en al die mense in die huis slaap. Hy pak 'n grafie, nektar koeldrank en 'n suurwurm wat hy verlede week na 'n kinderpartytjie in die tuin opgetel het in sy rugsakkie. Sy geel stewels is intussen skoon gevryf en net om seker te maak hy kry nie koud nie, het Spits 'n blou wol serp om sy nek gedraai. Spits kyk vir oulaas na die helder lig op die stoep. Sy hart bokspring, maar hy haal diep asem en stap in die rigting van die waterpomp. Daar gekom, sien Spits 3 pype wat water na die tuin neem. Oupa Faaitjie het vir hom gesê dat die pyp wat lek met blou gemerk is. Daar is dit! Spits loop al langs die gladde blou plastiekpyp tot waar dit soos 'n reuse ertwurm in die grond in verdwyn. Spits sal die tonnel al langs die pyp onder die grond moet grawe om by die lekplek uit te kom. Skielik lyk hierdie plan glad nie meer vir Spits so wonderlik nie. Sy mond voel droog, asof hy 'n hap stof gevat het en dringend 'n slukkie water nodig het. Spits haal die nektar uit sy rugsak en neem 'n sluk groot genoeg om 'n olifant se dors te les. Hy voel nie juis beter nie. As hy nou moet opgee, gaan Fungus hom vir altyd terg. Die gedagte aan Fungus se vrot glimlag gee Spits nuwe moed en hy haal sy grafie uit en begin grawe. Af en af, reguit in die grond ingrawe hy. Kort kyk Spits op en sien die sterre hoog bo die bek van die tonnel skyn. Die helder sterre en slukkies nektar laat hom so bietjie veiliger voel. Toe Spits weer voor hom kyk, sak sy moed tot ver onder sy gunsteling geel stewels. Hiervoor draai die pyp. Dit beteken dat Spits nie meer reguit af kan grawe nie en dat hy nie meer die sterre bo hom sal kan sien nie. Spits kan sy hart voel klop, asof dit uit sy borskas wil bars. Uit asem klouter Spits uit die tonnel. Hy gaan lê op sy rug op die gras
en kyk op na die maan. Wat gaan hy nou doen? Spits staar na die sterre. Hy wens dat hy die maan kan pluk en saamneem in die donker tonnel. Dit lyk vir Spits of die maan se lig al hoe helderder word. Dalk is dit tog naby genoeg om te pluk. O gats, dink Spits. Die maan is besig om te val. Die lig kom nader en nog nader en Spits hou sy hande voor sy gesig, gereed om te koes. Niks gebeur nie. Spits is te bang om sy oë oop te maak. Wat as die maan geval het en hom heeltemal ingesluk het? Dit is beter om eerder nie te weet nie. 'n Verskoon my, Chirp 'n fyn stemmetjie. Spits wip soos hy skrik en moet keer om nie te val nie. Sy hande is nie meer voor sy oë nie en 'n helder lig verblind hom. Spits loer deur skreefies oë en probeer uitmaak wie met hom praat. Iets beweeg links van hom en hy draai versigtig om. Hier voor hom in die lug fladder 'n klein insek met 6 pote, vlekkies wat blitsvinnig klap en 'n gawe gesig. Spits kan nie glo wat hy sien nie. Die insek se agterlyf gloei soos 'n helder lantern. Die insek is seker gewoond aan kabouters wat nie weet wat om te sê nie, want hy stel homself voor. Hallo, my naam is Flits. Waar kry jy daardie lantern? Vra Spits. Hy is nog nie seker of hierdie Flits insek vriend of vyand is nie. Moenie afwees nie, ek is die lantern. Het jy dan nog Nooit 'n veervliegie gesien nie? Spits hou nie van hoe die vuurvliegie praat nie. Dit laat hom dink aan Fungus se grappies, wat nie regtig snaaks is nie. Hy gee 'n nors kyk in Flits se rigting. Ek is jammer, Fluister sy chirpend. ek was haastig en toe het ek my maniere by die dammetjie vergeet. Ek is op soek na die kabouter wat die lekkende pyp gaan regmaak. Spits wil nie te opgewonde klink nie. En wat het jy daarmee te doen? Vra hy. Ek wil hom graag help. Die ander 4 vliegies wil trek, maar Flits frons, kyk na Spits en haal diep asem voor sy uitblaar. Ek is bang vir die donker en ek is bang dat ons trek na 'n huis wat nie so lekker helder lig op die stoep het nie. Spits glimlag sommer breed en kyk na haar. Ek en jy gaan sommer baie lekker saamwerk. Met Flits om die tonnel te verlig, kan Spits verder grawe sonder dat hy sy hart teen 'n weghol-pas dat klop. Hy grawe tot by die gaatjie in die pyp waar die water in die grond inlek. Spits smeer 'n dik laag van die laaste druppels nektar oor die suurwurm wat hy saamgebring het. 1, 2, 3, steun Spits. Flits beur teen sy skouer en hulle gesigte word bloedrooi soos hulle die taai spul in die gat inforceer. Suikerdrade plak aan Flits se potjies vas en Spits moet trek om haar los te kry. Uiteindelik is die gat in die pyp toegestop. Spits en Flits bekyk hulle handewerk. Nog gaan nie sleg vir 2 bangbroeke nie, sê Spits met 'n halwe glimlag. Ek dink glad nie jy's 'n bangbroek nie. Spits, jy het al die kabouters gered. Spits voel asof haar 'n goue lantern in sy hart gloei. Flits is reg, selfs al was hy bang, het hy al die kabouters gered, selfs die grullerige Fungus. Nou ja, toe, hoe was daai vir 'n lekker storie? Fluit, fluit. Ouma Donkie se storie is uit. Soet slaap julle. Tot volgende keer. Vir nog heerlike stories, sluit gerus aan by my YouTube kanaal Storytyd saam Ouma Donkie, sodat jy elke keer die nuutste stories kan kry.